Hallo, ek is Rachel Fourie en hierdie is my hartklop so. Ek is ongelooflik opgewonde vir vandag se episode. Ons het alweer vir Picard Henny, so ons hoop maar hierdie keer gee hy my kans om bietjie te praat, maar daarom het hy vandag sy pragtige vrou Nadia saamgebring. So Picard het hierdie spesiaal geskryf vir Nadia, so ek sien uit om haar voor te stel hierso vandag. So Nadia is 'n vrou van wysheid, genade en 'n diepe oorgawe aan Jesus. Sy werk in HR, sy ondersteun haar man in bediening, doen profetiese kuns. Gaan jy vir ons 'n bietjie ietsie teken hier vir die studio? Dit sal so cool wees. Doen profetiese kuns en is binnekort 'n mamma van 'n dogtertjie. Ja, en haar hart brand vir geregtigheid en God se wil. So welkom Nadia, so lekker om jou hier te kan hê vandag en vir jou Picard. Alweer. Vir julle as 'n couple. So ons het nou al vir Picard 'n vraag gevra van hoe klop jou hart. So ek het gedink ons gaan net begin eers. Ek wil hoor hoe klop jou hart? Nadia se hart en dan julle as 'n couple, as dit reg is met julle. Yes. So ek dink, dis eintlik, ek so bly my man het hierdie dingetjie geskryf, want ek sou dit nie so mooi soos hy kon gedoen het nie, maar ek het verskriklike hart vir truth and righteousness. Yes. Dis vir my baie belangrik, dat die twee nie geskei is nie, dat die waarheid en regverdigheid saamloop, en gepaard met dit, dat mense ontdek wie hulle is in Jesus, en in hulle identiteit wandel, en ek het 'n verskriklike liefde daarvoor, om te sien hoe mense God se hart encounter, hoe hulle liefde encounter. Daar's niks wat vir my naby dit kom, soos om te sien hoe mense God se liefde ervaar nie. En dis altyd vir my so belangrik wanneer ek met mense werk of jy weet met enigiemand praat dat hulle geliefd voel en dat hulle gesien voel, want ek besef dit is die ding wat die impak gaan maak dat hulle God se hart gaan ervaar. So dis my lekkerste om saam met my man te operate en hom ook te ondersteun. So ek kan sien, vertel, som op julle honeymoon, bid julle daarop. Kom iemand gedoop ook in die bad. daar's niks lekkerder nie, want ons kan as 'n span saamwerk om te sien hoe mense God encounter. Amen. En dan julle as 'n paartjie, sou julle sê? Ek dink is baie dieselfde. Okay. My hart klop regtig om te sien hoe mense wen, maar hoe hulle Jesus encounter en hulle lewe verander. En ek het al soveel keer gesien as ek by die huis kom en ek sê vir jy sê vandag vir jou gebid dan hoe excited my vrou is, ek kan nie glo dit gebeur. Dit of Jesus het nou net 'n ou na die Here toe gelei daar by die Spar. Wat het gebeur? En ons is excited en celebrate dit saam, want ek weet nie as ons hart vir enigiets anders klop dan waarvoor lewe ons? Want dis wat jou worship raak. So ons wil gefokus wees dat Jesus die nommer 1 in alles is wat ons doen. Absoluut. Hy sê as ons hom ken en alles dan maak hy die paaie gelyk. Amen. So hy wil sien dat die mense gered en bekeer raak. Ek wil sien hulle word emosioneel gesond. Hulle groei bietjie vorentoe. Hy wil sien hulle stap uit in geloof. Ek wil hulle prakties help en hulle leer hoe om geloof uit te stap. En nie dit nie, hoe lyk family in die konteks van die Bybel en community. Want daar's soveel politiek ook daar buitekant, as jy nie die ou nie van daai nie, maar ons lief vir Jesus. En dan sê Jesus se gebed, soos hy laat hulle een wees, in Johannes 17, soos wat Jesus en die Vader een is. Dis soos in mekaar wees, nê? So, hoe lyk dit om te demonstreer en uit te stap, dat wanneer mense in een kamer is, al is hulle nie dieselfde nie, en as lyk alles verskillend, en nog steeds in eenheid kan wees, in liefde, want dis waarvoor Jesus ons geroep het. Die wêreld sal weet ons volg hom, omdat ons mekaar lief het. Amen. Julle harte klop mooi, hoor. Ek wil nou soos, ons kan nie uitbrei oor dit nie, want ons het nou 'n spesifieke topik wat ons vandag moet tackle. Ek het 'n oulike introduction hier, want ek weet nie eintlik hoe, dis vir my ook 'n sensitiewe, mens weet nie hoe om te benader nie, want ek beweeg ook nou in daai seisoen. Maar vandag gaan ons bietjie praat oor, ek dink wat baie paartjies mee sukkel, maar hulle weet nie hoe om dit aan te spreek nie, en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie, of dalk voel hulle dalk, soos is dit nodig om so te voel, weet nie, maar ons gaan 'n bietjie praat oor skoonouers en grense. Okay, so boundaries en die moeilike werk vir ons gegee. Ek het spesiaal, ek het gedink, ek het gesê nooi my vrou, so hier's dit nou, en ek dink dit is 'n, soos ek weet, as ek in 'n salon sit, 90% van die kere klaar die vrou of oor haar man of oor haar skoonma.
Soos verstaan, ek luister al wat hierdie mense sê en Ja. so ek dink dit is 'n baie meer 'n algemene ding, maar ek dink dit is net omdat mense nie wysheid, soos hulle weet net nie hoe om dit te steward nie en die soos eerlike oop kommunikasie te hê en so nie. So dis hoekom ek gedink het, kom ek kry julle, Pieter sê moenie my alleen vra nie, bring my vrou. So ons gaan hom Dankie aanpak. tog. Ja. So ek gaan begin met 'n vers, Okay. soos Picard nou Bybelverse so quote en so gaan Genesis ek 2 vers 24. Ja, Okay. Picard, okay. Ja, so die Bybel sê, daarom sal 'n man sy moeder en sy vader verlaat. Okay, en hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So ek wil by julle hoor, wat beteken dit vir julle om jy weet, jou moederhuis en jou pa te verlaat en aan mekaar aan te kleef? Soos hoe lyk dit? Ek raak sommer op my senuwees. Hierdie vraag. Nou dink ek as jy daai skrif sê dan raak almal so Ja. tens van dis soos jy moet nou ewe skielik 'n nuwe eenheid vorm. Jy dalk 'n vooropgestelde idee van die ander persoon se ouers, jou eie ouers, jy weet dat daar sensitiewe goedjies is. Het jy nie sekere goed vir daai ouers kan sê nie of goed kan doen nie. So ek kon onmiddellik voel terwyl ons hierdie en ek seker mense sal kan relate met dit dat hulle op hulle senuwees is want hoe praat jy met jou ouers en veral in Afrikaanse samelewing ons is so ek dink kultureel baie mense het nog groot geword kinders is word gesien en nie gehoor nie en nou is jy eintlik op 'n fase waar jy as 'n eenheid in beweeg met jou spouse en nou moet julle as 'n eenheid kommunikeer met jou ouers wat jy dalk nog nooit gedoen het. So. Hoe gaan dinge vorentoe lyk? Hoe gaan ons dinge doen wat verskil? Want almal van ons ons kry goeie goed van ons ouers af, maar ons ook goed wat ons anders te wil doen. En dis wat so belangrik maak van what does leaving and cleaving look like? What is our new unit gonna look like? What is this unity? Ek en my man besluit saam, hoe gaan ons huwelik doen? Hoe gaan ons vakansie doen? Hoe gaan ons kinders opvoed? En dit gaan alles gedeeltes van dit gaan beïnvloed word deur ons ouers, maar ander gedeeltes soos wat ons gegroei het of geleer het, gaan heeltemal anders te lyk. En ek dink dis die belangrikheid van daai skrif is eintlik om te besef julle raak 'n totale nuwe eenheid. Net soos wat jou ouers se eenheid was en jou onder hulle eenheid grootgemaak het, breek jy nou van daai eenheid af weg en jy skep jou eie eenheid. Dit bly jou gesin, maar julle het 'n stel waardes waarby jy gaan lewe en 'n stel reëls of hoe ook al dit lyk, standaarde in jou huis wat jy gaan toepas. Ja, en die kleef daarso, so 'n prentjie wat ek kan skets, is soos om 'n klein katjie vas te hou en te kyk of jy hom kan doop. Die kat klou in jou vas. Soos om nie nat te raak nie, nê. Dis soos hoe daai klou moet lyk. Dit moet soos hoor hierso, nee, moet soos in dit inklim en weet, hoor hierso ek los my vader en my moeder, want hierdie raak nou my vashou plek. Hierdie raak my eenheid. En as hierdie eenheid werk, dan is daar nie eksterne invloed nie, want hierdie werk. Waar eenheid is, sê die Bybel in Psalm 133 sê, wanneer daar eenheid is, dan vereis dit God se seën om op dit te rus. Daar God se seën rus nie op waar daar nie eenheid is nie. Daar moet eenheid wees. So om te cleave vir my het gegaan, hoor ek gaan uit hierdie huis uit nou al het ek stemme wat daar kan kom en sê hoorie, maar julle kan dit nie so doen nie. En sê ek hoor julle is baie mooi, maar hierdie is ons huis. Hierdie is ons eenheid. Ons doen dinge anders hierso. Ja, maar onthou ons het so groot geraak. Ek verstaan julle het so groot geraak. Ons doen nie. Ons doen dinge so wat hierdie werk. Hoekom dink jy sukkel baie man soos met skuldgevoel rondom om te sê baie ma, baie pa, ek moet nou my vrou aankleef? Want ek dink daar is gevalle. Ja. Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink omdat ons ook, so kom ek gee vir jou 'n bietjie statistiek, 7 uit 10 kinders vandag in ons land word sonder 'n pa groot. Okay? En ek voel dat ek kan nie dit sê vir almal nie, maar kom ons sê 2 van die 3 wat oorbly word in 'n huis groot waar die pa is, maar die pa is nie teenwoordig nie. So die kind streef heeltyd om pa se aanvaarding te kry. So hy sal doen wat ook al dit sal vat om pa se aandag te kry. So as pa sê moenie dit so doen nie, dan doen net maar net want hy wil net sy pa tevrede stel in alles. En ek het in my lewe vroeg in my lewe al vasgemaak. Vroeg al, ek was baie rebels geweest voor ek Jesus leer ken het. Vandag tel dit 'n klein bietjie in my guns op 'n beter of 'n mooier manier wil ek amper sê, want ek gaan net doen wat mense vir my sê nie. Hierdie is my eenheid en hierdie is my belangrik. So, great, my pa kan vir my vandag wysheid deel of sy ervaring deel of wat hy voel en dink en ek kan sê, Jesus, ek is baie dankbaar dat jy dit met my gedeel het, maar
ons doen dinge anders. So en as hy dan besluit, wel as julle dit so doen dan kan ons nie dan sien nie meer my kind nie, dan bless ek hom. Maar dan great, dan is ek nie meer jou seun nie, maar hierdie is vir my belangrik. Ja. Want as ek hom kies bo hierdie, dan gaan hierdie nie werk nie, dan raak hierdie kind sonder 'n pa groot. Wat presies dieselfde gaan doen. Ek wil net my pa se aandag hê. Want dis al wat nou missing is. So ek voel mans moet 'n ruggraat groei en sê hoor hierso, daar's 'n eenheid waarna ek nou beweeg. Tot en met wanneer daar eenheid is, dan eer hulle nog steeds vader en moeder, hulle bly nog steeds by pa se huis, so hulle eer daai gedeelte. Maar wanneer jy trou, dan sê jy nou los ek hierdie. So hierdie is nie meer my autoriteit nie, hierdie is nie meer my inspraak nie. Hierdie raak nou my eenheid en nou sê hy die woord Efesiërs 5 sê hy dat die man is onder Christus en die vrou is onder man. So ek moet my leiding by Jesus gaan kry sodat my vrou leiding by my kan kry. As ek nie my leiding by Jesus kry nie, kry ek dit van 'n ander plek af wat nie waarheid is nie. So dis great om input te hê. Ons het mense wat in ons lewens inspreek van buitekant af om die blinde kolle uit te roep en sê, "O, nou is julle altyd 'n bietjie blind of hier sien julle mekaar mis. Hy kom ek help julle 'n bietjie om eye to eye te sien want ons mis mekaar." Daai staf gebeur. Ek dink is gesond om accountability te kry vir inspraak van buitekant af, professionele inspraak van buitekant af en 5 mense wat jy weet gaan nie haar kant kies of my kant kies nie, maar ons kant kies. Of kom ek sê so Jesus se kant kies vir ons. So ek voel as 'n man moet jy kan sê hoor hierso ek respekteer nog steeds my ouers, maar hierdie is my eenheid. Ja. So nadat jy gepraat het oor insprake en sulke tipe goeders, nê. Ek wil graag ek spring nou 'n bietjie voor, maar 'n vraag oor is waar trek mens die lyn wanneer julle nou hierdie eenheid word in huwelik en nou is daar skoonouers of selfs ouers wat nou wil inspraak lewer in julle of opinie gee in die huwelik. Soos wanneer vat mens dit? Wanneer stel mens daai grens in? Soos is daai opinie welkom? Wat as jou vrou van jou ouers verskil? Kom ons sê byvoorbeeld jy wil 'n kar koop en jou ouers hou nou aan sê koop die kar, maar Nadia soos Picard, ek dink nie jy moet hierdie kar koop nie. Soos wie se opinie maak dan saak? So wat doen julle met dan hierdie nie gesonde soos wat ek sê community fellowship mense se inspraak nie, maar so spesifiek nou skoonouers en ouers wat wil kom en die hele tyd wil 'n opinie gee. So, ek wil net terugkom by jou vorige vraagie net en dan gaan ek hom meng met daai. Maar wat ek dink is so belangrik is of dit nou 'n man of vrou is, enige een wat susceptible is tot die ouers se opinie en dit kom ons sê onregverdig inlaat to the detriment of their spouse. Ek dink dit kom alles uit jou identiteit uit, wie jy is in Jesus. Want as ek heeltyd aanvaarding soek, soos wat Picard gesê het, ek soek die heeltyd my ouers se aanvaarding, ek soek die heeltyd hulle approval, dan ongeag wie daai invloed is, of dit nou ouers is, vriende is, my nuwe baas, iemand wat vir my belangrik is, wie ek na opkyk, as long as I've got people pleasing as a problem in my life, dan gaan ek heeltyd probeer om daai mense bo my spouse tevrede te stel. Ja, daai is goed. En so dit kom eintlik, dis vir my baie interessant as ons na die dinamika van die huwelik kyk en die dinamika van skoonouers, want dit is nie eintlik soveel te sê 'n skoonouer probleem nie. Dis 'n identiteitsprobleem. Dit is 'n issue van jou binneste. En die huwelik is so mooi aan mekaar gestel. Dit reveal elke insecurity, dit reveal elke plekkie waar jy ongesond is of waar jy 'n ongesonde verhouding het met mense. As jy susceptible is teenoor manipulasie, jy het maar altyd maar net die persoon gewees wat stil gebly het, ek wil die vrede bewaar, ek wil niks sê nie want anders is daar chaos in die huis. Maak jy 10-10-1 jouself oop vir manipulasie, want dan beteken dit jy het eintlik 'n opinie, maar jou stem en jou was nooit valued gewees nie. Jou opinie het nooit getel nie. Mense het jou nie respekteer nie. Dit kan jou ouers gewees het, enigiemand anderste en dan ewe skielik tree jy terug. En dan verwag jou spouse van jou om te sê, hoorie, nee, my vrou wil nie nou 'n kar hê nie. So ek wil wag vir haar en vir my om op dieselfde bladsy te wees. So ek waardeer julle insette en die ding is, ons moenie, jy weet, partykeer kan mense so fixated raak oor die beginsel van 'n ouer wat inspraak het of nie inspraak het nie. Daar's baie ouers wat incredible insaag het. En dis wat jy moet weet ook in jou verhouding as huweliksmaat. Wanneer kan ons ouers vra? Ek en hy vra baie ons ouers oor goeters en inspraak in ons lewens,
Maar as hulle iets gee wat onvanpas is, dan kan ons sê, dankie dat jy deel, maar ek dink, ek gaan met Nadia gaan gesels, ek gaan met Picard gaan gesels, en dan gaan ons saam besluit hoe ons dinge moet doen. En as hulle bly opdruk, dan sit een van ons se verantwoordelikheid om 'n boundary in plek te sit en te sê, hoor hierso, daai werk nie vir ons nie. Ek waardeer dit, en dalk is dit 'n template wat vir julle werk, maar vir ons, ek weet net, ons besluite gaan net geseënd wees wanneer ons in eenheid is. So, en dan sal ek die ouers ook guide. So ek sal waardeer as julle vir ons saam kan bid. Want julle weet, ons het hierdie groot besluit en ons wil dit graag saam reg doen. En ek weet, baie keer ouers wil net die beste hê vir hulle kinders, moet ons ook dink. Partykeer kan ouers ook manipulerend wees, hulle kan sukkel met dit, en ons as buitestanders kan dit sien, maar ons kan hulle nog steeds met respek hanteer. Dis altyd vir my standaard, ongeag hoe onvanpas iemand is. Ons kan hulle nog steeds met respek en liefde hanteer. En ook om te weet, jou ouers is lief vir jou. Give them the benefit of the doubt. Ek weet jy probeer my net beskerm, maar weet jy wat? Ek weet ek is veilig wanneer ek en my vrou saam in eenheid is, of wat ook al. En dan hoef niemand, dan weet hulle ook, jy sit 'n gesonde boundary in plek. En as hulle 'n kar druk, kom vat die kar as 'n voorbeeld. Ons wil hê hulle moet hierdie kar koop, nê. Dan sal dit lyk soos hoor hierso, ons voel nie ons wil die kar koop nie. Dis 'n finansiële druk vir ons byvoorbeeld, want dit is ons geld. Dis nie hulle geld nie. As julle die kar wil koop vir ons, want julle voel ons moet 'n kar hê, by all means koop die kar vir ons, maar as die kar kom met 'n motief, hou die kar by die huis asseblief. Want ons ouers wat die kar sal koop sodat hulle die houvas het. Ons koop nou vir julle die kar en dan 'n môre dan sê ons nee, maar ons gaan nie nou hierdie naweek by julle kom eet nie. Nee, maar ons het dan vir julle 'n kar gekoop. Okay, hoorie, ons sal die naweek kom kuier, maar dan los ons sommer die kar daar, want as dit is wat gaan gebeur, elke keer as ons nie kan kom nie, dat jy die kar gebruik om ons te manipuleer, om jou wil te kry, asseblief hou die kar, want dan was dit nooit 'n geskenkie. Dit was iets wat 'n tool wat jy hier probeer inbring het om ons te manipuleer, want dis wat party ouens doen. En baie keer sal ouens sê ja, koop die kar, maar dit is nie hulle finansiële besluite nie. So dis ons in. Dis nie as ek 'n kar nou koop vir wat julle sê, dan het julle woord vir my om 'n kar te koop toegelaat dat ek haar geld ook spandeer sonder haar toestemming, want dit is ons geld. Dis nie. So wat wil julle sê, soos hou julle dan sacred in julle huwelik? Soos wat is sekere goed wat julle nie met julle ouers voel julle nodig het om te bespreek nie? Ek dink nie daar's 'n harde en vaste reël nie. Okay. So ek dink dit hang ook af. Jy weet wie jou ouers is, hulle geestelike volwassenheid. Ja, net hulle volwassenheid in general. Soos ken hulle goeie grense self. As hulle meer gesond is, dan kan ek meer met hulle deel. As hulle minder gesond is, kan ek minder met hulle deel. Ek vat hierdie as 'n goeie voorbeeld. Ek kan nie, byvoorbeeld, kom ons sê vir my ma, as ek weet my ma gaan offended wees teenoor my man en 'n grudge teenoor hom hê, as ek iets met haar deel, dan is sy nie 'n gesonde persoon om mee te deel nie. Want die mense wat ek vertrou met my hart en met my huwelik, moet saam met my bid, hulle moet saam met my vertrou, hulle moet saam met my vertrou vir eenheid. Dit help nie ek soek maatjies om saam met my kwaad te wees nie. Of dit nou vriendinne is of ouers is. Ek self is verantwoordelik om daai af te sny en te sê, hoor hierso, ek kan nie hierdie goeters met jou deel nie, want ek weet dat jy weet jy kan dit nie hanteer nie. So jy was oulik, maar op 'n stadium het ek eendag met my ma gekla oor ietsie. En toe sy sommer so kwaad van my man. Toe sê ek, mamma, jy help my nie nou nie. Ons kan nie kwaad bly vir hom nie. Ons moet nou 'n oplossing kry. So ons moet nou bid. En jy weet, dit was so lekker vir my gewees, want ek kan so eerlike gesprek met my ma hê. En sy het geweet. Ek het vir sê nou maar vandag eendag gesê, mamma, as ek iets met Picard oor jou deel, ek het nodig dat jy my help, want hierdie is my forever. Hierdie is my ride or die. Daar's nie 'n opsie in of uit nie. Ek kan nie kwaad en woedend bly. We need to work forward to unity in our marriage. En ek is bevoorreg om ook in daai posisie te wees waar ek kan goed met haar deel. Maar as ek sien dit begin haar perspektief van hom beïnvloed, then I step back. En dieselfde met enige persoon. Ek moet gauge, is daai persoon volwasse genoeg om terug te tree en te sê, okay, ek sien wat jy sê en vir jou goeie raad kan gee of saam met jou kan bid verder. Ja. Wat sou jy gesê het in dit? Amen. Dis funny. So het julle al ooit gevoel daar was al ouers wat ingemeng het of enigiets soos dit in julle verhouding? Wat sê my hare? Met 'n antenaatjie maak so. Ons is
dis al 'n bietjie intense hier. Maar het dit al ooit so gevoel soos in wat doen jy in so tipe situasie? Ek dink ons het almal al gevoel. Erns sou sy al gevoel het, jy's en jou ouers en ek het al gevoel, jy's haar ma. Waar ons dit kom weer terug op hoe hierdie lyk, hoe hierdie eenheid lyk. So ek loop hier rond en dink heeldag, kan nie glo my skoonma het dit gedoen en dan moet ek rondom haar trip en niemand weet nie. Dis ek dink dis waar die meeste mense se struikelblok inkom is, hulle kommunikeer nie. Hulle weet nie hoe om te deel met wat eintlik in hulle hart aangaan en nou dra hulle heeltyd dit en dan 3 maande down the line hak ek en sy vas op een iets. Nou haal ek 3 weke terug en 2 maande terug se poef als op eenslag uit van jou ma en daai is letterlik van die grootste redes hoekom mense in egskeiding opeindig, want jy's net jou ma, jy's net jou pa, jy doen nooit sulke goed. Wait nee. So hoe ons dit hanteer in ons huwelik is ek gaan na haar toe, want ek gaan nie met haar ma gaan praat nie. As dit 'n persoonlike ding is, haar ma het iets persoonlik gesê, dan sal ek gaan, hey skoonie, ek hoor dit jy nie gesê, wat pla jou? Chat gaan met my. Sorry, maar tussen my en haar sal ek gaan en sê, hoorie jou ma het vandag hierdie ding gedoen. Dit het my bietjie ontstel, want toe sy dit doen, toe voel ek hierdie. Dan chat ek en sy oor dit, en as ons altyd voel, dit was nou bietjie onnodig, dan sal sy na haar ma toe gaan en sê, ma, kom jy praat oor iets, want sy kom vir my op. As sy na my toe kom sê, jou pa of jou ma het hierdie gedoen, en dit staan my nie aan nie, dan chat ek en sy oor dit, en dan sal ek na my ouers toe gaan en sê, hoor hierso, toe julle daai goed gedoen het met Nadia, het hierdie en hierdie nie goed gesit nie, kan julle asseblief dit nie weer doen nie, en as ek voel dis nodig, sal ek sê, dis al goed wees julle net vir 'n boodskapie stuur en sê julle is jammer. Want dan weet ek beskerm hierdie, en ek beskerm haar verhouding met hulle, en sy beskerm my verhouding met hom. Ja, en ons blinde kolle, verstaan, baie keer voel ons gedisrespekteer deur iemand of deur ouers, en dan moet jy saam as 'n paartjie kan sit en sê, hoorie, ek hou nie hiervan, hierdie gedeelte met jou ouers, hoe gaan ons hierdie hanteer? En dan kom julle gesamentlik met 'n oplossing vorendag. Dalk is dit, sê net maar ek is ongelukkig oor iets, dan sal ek vir hom vra, sal jy met jou pa hieroor praat, want ek hou nie van hierdie nie, of sal jy met jou ma daaroor praat? Ons is baie bevoorreg om nog ons het incredible ouers en skoonouers, ons het goeie verhouding met mekaar, maar dit moet ook gekoester word. En ek dink, as jy wil hê dit moet goed ontvang word, moet jy seker maak jy kommunikeer alles in respek. Dit help nie, ons is nou hard met mekaar en sê, ons is nou getroud en ons doen dinge op ons manier nie. Dit gaan met niemand goed afgaan nie. Ons is almal besig om te leer. Dis ook die eerste keer wat jy ouers getroude kinders het, of moontlik die tweede of derde keer, maar almal van ons is besig om te leer. En so, dis altyd goed om in God se liefde te bly. Kind, gentle, compassionate, want dit is God se hart. Ongeag hoe lelik hulle teenoor jou is. Ons het daai verantwoordelikheid om in ons identiteit te bly as kinders van die Here. En die belangrikste is om hierdie deur te werk met ons spouse. En as ek sien, daar is couples daar buite. Obviously wat sê nou maar dalk ek kan dink as hulle nie verhouding met die Here het as individue nie, want dan is jy bietjie meer sag teenoor jou maat. Maar wat as daar is vrouens wat nie voel hulle die vrymoedigheid om na hulle man toe te kan gaan en te sê, hoorie, hierdie het my seer gemaak wat jou ma of pa gedoen het. Of selfs mans wat voel hulle het nie die vrymoedigheid om iets te sê oor die meisie se ouers nie. So wat se raad sal julle dan gee? Wat gebeur as daar nie daai vrymoedigheid is om saam te kan sit en oor hierdie ding te kan gesels nie? Dis weer 'n verantwoordelikheid wat ek dink jy het dra as 'n persoon. As ek agterkom, ek het nie die vrymoedigheid om met my vrou te praat nie, dan het ek 'n verantwoordelikheid om hulp te kry, sodat ek die vrymoedigheid kan hê om met my vrou te kan praat, en kommunikasie is alles. So ek moet dan sê, hoorie, ek gaan uitreik na my accountability toe. Hey buddy, kan jy gaan met chat? Ek voel nie ek het die vrymoedigheid om met Nadia te praat oor X, Y en Z nie. En accountability gaan inspraak maak om my te help om die vrymoedigheid te hê om met Nadia te kan praat. Hoekom is dit belangrik? Want as ek dit nie doen nie, val hierdie ding uit mekaar uit. So ek het 'n verantwoordelikheid. Weet, as jy nou heeldag in die gym rondloop, nee, jy wil gewig verloor, en dan kom jy by jou trainer en jy sê, ek bly tel net gewig op, en die trainer sê, hoorie, maar wat eet jy? Dan sê nee, ek eet McDonald's vir breakfast, KFC vir lunch, en vanaand gaan eet ons uit, dan gaan ek Burger King kry, nee. Dan gaan die ou vir my sê, okay, hoorie, maar jy moet 'n paar adjustments maak. Dan het ek die verantwoordelikheid om die adjustments te maak. Dan kan ek nie aanhou daai kos eet
en die trainer skuld gee oor hoekom ek die gewig voel. Dis my verantwoordelikheid. Ja. Ek het 'n verantwoordelikheid en ek het 'n groter verantwoordelikheid teenoor haar, want is onregverdig teenoor haar vir my om nie te kommunikeer nie. Okay. Want sy sukkel onder dit. As ek nie gaan kommunikeer wat ek voel nie, dan suffer sy. En as sy suffer hierdie en as hierdie suffer, dan bloei ons op mense rondom ons. So. Ja. Ek dink dis baie goed wat jy gesê het met Madeleine. So ek dink dit is belangrik om te vra hoekom het jy nie die vrymoedigheid nie. Om te bepaal waar is die issue. So. Is die issue omdat jou spouse op jou skree en jou mishandel? So nou het jy nie die vrymoedigheid om te gaan nie want jy's bang jy word Ja, geboelie. jy wil net 'n konflik vermy. Jy wil dit vermy want jy wil nie geboelie word nie. Yes. Of hy ontvang dit nooit goed nie of is jy bang om dit te deel want jy het nog nie jou stem ontdek nie. Jy het nog nie jou autoriteit ontdek nie. So jy weet nie hoe om op 'n respekvolle manier vir iemand te sê, hoorie, ek het regtig 'n probleem met hierdie nie. En dit hang ook af van die veiligheid van die verhouding. Dis presies waar aan ons as egpaar moet werk, is aan die veiligheid van ons verhouding. Voel hy veilig daarmee dat ek vir hom feedback gee en voel ek veilig of voel vice versa. Ja. Want ek moet 'n veilige plek wees vir hom. As ek elke keer kritiek sleg ontvang en ek bly vir hom sê, "Wel jy doen dit ook" en ek begin defensive raak en ek deflect en al hierdie negatiewe patrone, dan gaan ek nooit sy hart kan hoor nie. Dan gaan hy nooit met my wil deel nie en dan gaan ons gaan saam moet gaan sit en ek gaan individueel moet gaan sit en gaan werk aan dit sodat ek eintlik beter kan raak om feedback te ontvang. Ja. So dis hoekom ek weer eens sê, hierdie goeters het eintlik min te doen met buite-invloede en meer te doen oor jou eie gesondheid. Ja, dis goed. Ja. En as ek my verantwoordelikheid optel en gaan leer hoekom ek seker goed nie kan doen nie en ek weet dan hoe om dit te doen, dan begin ek kommunikeer en in my kommunikasie begin boundaries in plek kom en dan kan as sy hak verder kan ek haar vat na die ouens toe wat my gehelp het met dit. So ja, ek stem saam, dit is 'n en jy wil nie opeindig met resentment nie. Ja. Want dis wat in jou hart gebeur. Ja, daar's resentment teenoor hierdie persoon. Maar dis omdat ek nie kommunikeer nie. Ek hou daai ding hierso in my hart. So julle het nou gepraat oor mense moet veilig voel in 'n verhouding. So hoe lyk in julle opinie 'n emosionele gesonde verhouding waar mens veilig in voel? Vir my en Nadia weer eens, ek dink dit kom neer absoluut op kommunikasie, hoe jy kommunikeer. Wanneer jy nie weet hoe om te kommunikeer nie of jy is bang om te kommunikeer of voel nie die vrymoedigheid om te kommunikeer nie, dan sit 'n rooi vlag, hierdie plek is onveilig vir my emosioneel. So ons het 'n harde pad gestap om te kan leer hoe om te kommunikeer want ek het nie geweet hoe om met emosies te deel nie. So ek het al my emosies al die jare net onderdruk. Kon nie haar hart hoor nie. So vir haar was dit 'n onveilige plek by my gewees want ek kon nie haar hart hoor nie. Kom oor dit, jy's te sensitief. Kom ons gaan aan met ons lewe, ek kan nie met dit deel nie. En ek dink meeste mans sukkel om met emosies te deel, want mans is nie emosioneel aangelei nie, is visueel aangelei. O, dis mooi, ek hou van dit, kan ek dit kry? Nee, waar vrouens super Animals. Ja. So vrouens is super emosioneel, nê? Ja. Jy sê hoorie, ek het klaar geëet, kan ons vry? Nee, ons wil eers bietjie chat. Kom sit hier so, hoe was jou dag? Okay, kom ons luister na ons, nê? So ek Kom dink ons altyd so baie praat. ja, hoekom is altyd so baie praat? Heerlikheid, julle praat te veel. Maar wat dit emosioneel veilig maak, is dat ek weet ek kan my hart bring na Nadia toe. Ek kan vandag na haar toe kom en vir haar sê, Lolo, ek het vandag per ongeluk gekyk na 'n tannie na wie ek nie moes kyk nie. Ek so jammer hieroor. En sy kan ontstel oor dit wees van sy mag. Maar in daai selfde plek kan sy sê, "Jesus, ek is so teleurgesteld, maar ek so lief vir jou. Dankie dat jy my kom deel dit. Hieroor so, hoe gaan ons maak vorentoe dat dit nie weer gebeur nie? Dit is my veilig." As dit nie veilig is nie, dan weerhou ek inligting van haar later want ek voel nie veilig om hiernatoe te kom nie. So ek dink om 'n plek te skep wat emosioneel veilig is om te weet dat van my kant af wanneer sy haar hart bring, ongeag hoe moeilik dit vir my is, moet ek spasie skep vir haar om te kan praat en ek kom nie met kritiek en jab shots terug nie. Ek luister. Dis nie altyd maklik nie. Dis flippend moeilik. My vrou sê baie keer vir my goed, want ek weet as sy eers sê, "Kom ek moet gou met jou chat oor iets," dan dink ek, "Oh, heerlikheid, okay, gaan ons nou." En dan sê sy vir my, "Toe jy vandag 1, 2 en 3 gedoen het, toe dit nie by my lekker gesit nie." Dan is dit my job om nie te defend, ja, maar X, Y en Z en dis hoekom. En ek probeer dit justify en dan is dit my werk om te gaan en sê, "Hoekom het dit jou so laat voel?" Dan sê sy, "Dit het my so laat voel want so en so." Okay, maar wat het ek gedoen dat jy hierdie emosie ervaar het? Nee, toe jy hierdie gedoen en gesê het ek onveilig gevoel. Okay, wat kan ek doen om dit nou beter te maak volgende keer?
Dan sê sy vir my volgende keer wanneer hierdie weer gebeur, moenie 1 2 3 doen nie. Dit sal my help. Sê great. Ons doen dit. Volgende keer kom, miskien trap ek weer skief, dan kan sy sê, hey, ons het mos hieroor gechat. O, ek onthou, sorry, ek is jammer en dan maak ek gou-gou vinnig reg om seker te maak sy voel veilig en andersom. Absoluut. En vir jou as vrou? Ek dink daar's so baie fasette, want ons is body, soul, spirit. So daar's emosionele, fisiese veiligheid en geestelike veiligheid, nê? So elkeen van daai het baie komponente aan hulle. Ek het 'n incredible boek gelees, ek sal hom hoogs aanbeveel. Die ding se naam is Safe People by Henry Cloud en John Townsend. Okay. Hulle is dieselfde mense wat die Boundaries boek geskryf het, hoogs aanbeveel. Op hierdie topic, as jy enigstens vra het oor hierdie, stel voor jy lees die Boundaries boek, hulle het ook 'n boek geskryf, Boundaries in Marriage, ongelooflike boeke, Ja. Want ek dink almal van ons kan uit dit uit leer. Ek dink baie van ons het ergens langs die pad in ons opvoeding slegte gewoontes opgetel. En ons het dalk slegte boundaries. Ons weet nie om boundaries te kommunikeer nie, ons weet nie om feedback gesond te ontvang nie. As ons gewoond is iemand het ons geboelie, dan raak ons baie defensive. So dit beteken dat elke keer as iemand iets negatief teenoor jou sê, in plaas van om eintlik te luister en daaraan te probeer werk, as jy elke keer soos, wel ek het nie dit gedoen of wat ook al nie, en jy stamp terug en jy kan eintlik leer by jou spouse. So wat vir ons amazing was, is om 'n kommunikasiekursus te doen. Om te leer om te luister. Dit was 'n incredible tool vir ons gewees. Leer om luistervragies te vra. As my spouse vir my iets sê, is dit super moeilik om nie hulle gevoelens te devalidate nie, om nie hulle geestelike ervarings te devalidate nie. To be a safe person to somebody, you have to be a safe person. You can't expect something that you're not. En ek dink daai groei begin by jou. Hoe's jy 'n veilige plek vir iemand? En hoe kan julle saam groei? En dit kom neer ook op teachability. As jy teachable is, as jy 'n leerbare gees het, die Here kan vir jou met jou werk, met jou praat, dan kan julle saam boeke ook lees. Ja. As 'n egpaar en sê, okay, how do we be safe people for each other? Of ek voel nie veilig in hierdie area nie. Wat kan ons doen? Kan ons bietjie sit met iemand en gesels hieroor of input kry of 'n boundaries boek saam lees? So om 'n voorbeeld te gee nê van veilig en onveilig, baie vinnig. O ja. Nadia, sy is nie goed met tyd altyd nie. Sy's baie beter, nee, maar vir meeste Ontbloot vrouens, aan jou vir meeste vrouens is nie. Excuse me, hierdie gaan baie vrouens kyk hierdie. Hulle kan kyk nê. So Ek werk baie hard daaraan. So ek wil 'n voorbeeld gee van hoe lyk onveilig in dit en hoe lyk veilig in dit. Ek vat nou 'n Dis simpel goed, voorbeeld, ja, né? doen dit. So onveilig vir my vrou lyk soos ek wat elke keer sy laat is, wil sê jy's altyd laat. Kan jy nou vinniger maak? Ek kan nie glo jy's alweer laat nie. Jy's heeltyd laat. Nou later begin praat ek neer op haar, herhalend op haar, ek kritiseer haar, ek haal haar heeltyd uit. So volgende keer as ons ergens heen op pad is vir 'n uur voordat ons ry, tiptoe sy, paniek sy, Yes. so op sy's laat hier, sy's bang ek trap haar weer uit. Sy's alweer op pad ergens heen toe, my man gaan my weer uittrap. Nou sy in vrees besig om reg te maak want net nou trap ek haar uit. 'n Gesonde, veilige plek sal wees ek los haar. Dis waar ek sukkel. Ek haat dit om laat te wees. Ek haat dit om. So ek begin al gisteraand prep vir hoe laat ons moet ry, hoe laat moet ek opstaan, hoe laat moet ek hierdie, wat moet ons doen sodat ons betyds kan wees by die volgende plek. En ek wil ook net hierby sê dat statistiek bewys dat die goed wat jy die meeste haat wat ander mense doen, nê, is 70% die kans die goed wat jy doen waarmee jy sukkel. So as ek dit haat om laat te wees, is die kans baie groot dat ek die ou is wat eintlik heeltyd laat is of sukkel om tyd wees. So wat ek dan doen is ek kom dan na toe in plaas van om haar uit te trap op pad, kan ek in liefde en in genade en in sagtheid, al weet ek ons is reeds laat, om haar nou te trap gaan die dinge nie beter maak nie. Sy gaan meer stres. Okay? So wat ek nou doen is ek raak rustig en ek haal asem en ek sê saks. Byt Ons twee is tande. laat, nê? En ek vat die verantwoordelikheid as 'n man. Omdat as ons laat is, net te sê hy ouens, so jammer ons is laat en ek gooi in die bus as ons opdag. Ons is laat want Nadia het alweer 5 minute later opgestaan nadat ek vir haar gesê het en dan gooi ek aan die bus voor mense. Want dit is nie gesond nie. Dis toksies. So vir my sal dit lyk dan soos in die kar. Hy was vanoggend laat gewees. En voordat sy sê, ja maar, sê ek wag, gaan my nie beklei nie. Ek wil vir jou sê, ek het gedisrespekteerd gevoel want ek het jou gevra gestaan, ons moet so laat opstaan, ons moet so laat ry. Vanoggend het ek jou 2 keer herinner, hy moet opstaan want ons moet so laat ry. Nou is ons laat en dit sit my in 'n slegte lig.
Okay? Wat dan gebeur as my vrou kan gaan en sê ek is so jammer. Ek weet dit is als my skuld. Nou vat sy verantwoordelikheid. Ons het nie met mekaar gegil en skree en skel nie. Dis vir haar veilig en in haar hartjie gaan dit so ek wil nie my man teleurstel nie. Want ek respekteer hom eintlik. So ek gaan volgende keer luister as hy vir my sê om op te staan, want hy is die een wat beter tyd hanteer as wat ek doen. Ja. Dit hou haar veilig. So volgende keer kan ek weer vir sy hy Nannie, onthou jy moet opstaan want ons moet ry. Want ek wil graag nog langs die pad stop sodat ek vir jou 'n broodjie kan kry. Dat jy iets het om te eet op die pad. Want as jy dit nie doen nie, dan gaan jy honger opdaag op 'n plek. Ek's gefrustreerd. These are real Jy's life honger, scenarios, regtig. En dan van my kant af is dit my verantwoordelikheid om hom dan te laat Te- veilig ja. voel. So ek moet sê, "Sjoe, hoe het ek jou gedisrespekteerd laat voel?" En 'n vraag te vra. En sê ek is jammer, hoe kan ek dit anders te doen in die toekoms? In plaas van om defensive te raak en te sê, "Ja, maar jy was ook gister laat gewees en dit ek jou nou nie uitgetrap nie. So hoekom kan jy nie 'n bietjie genade vir my vandag nie?" Want dis ons geneigtheid om met mekaar lelik te wees wanneer of ek kan nie sê dit is ons geaard. Dit hang maar af met Dis jou groot natuur, Dit kom bietjie Dis not- van dis- makliker as om Ja. hoe dit ek verstaan. Ja. So, dis jou verantwoordelikheid om teenoor mekaar 'n veilige plekkie te Ja. wees. Okay. Waar jou spels oop is om met jou te gesels. Absoluut. As daar enige area is waar mense nie oop is om met jou te praat nie of waar jy nie oop voel nie, moet jy sê, is dit my issue of is dit hulle issue? Maar you need to work on being a safe person. Al werk jou spels nie daaraan nie. Okay. So om terug te kom op die skoonma en skoonpa en in-laws topiek, want ons het nou lekker gepraat oor dit. Kom ons sê nou byvoorbeeld in julle verhouding, wanneer sou julle sê op tot watter punt is dit nou tyd om 'n grens te gaan instel? Soos wat dryf 'n kappel nou te gaan sit op die bank en sê, "Ma, pa, hier's dit nou." Soos wanneer dink julle is dit belangrik om dan 'n grens te gaan instel? Van die begin af. Okay? Amen. Die rede is as jy nie van die begin af dit instel nie. So kom ons sê die eerste 6 maande gaan verby en jy het nie boundaries in plek gesit nie. Jy tolerate net. Jy tolerate dit net en ewe skielik doen jy. Dan's hulle confused. Hoekom wat gaan nou met Rachel aan? Hoekom sit sy nou skielik 'n band? Wat gaan nou aan? Hoekom is sy nou iets verander tussenin? Maar sommer jy van die begin af. Dis soos ons sê altyd vir ons net jy kan jou kalender beplan. As jy dit nie doen nie, gaan ander dit vir jou doen. Ja. Nê? So jy kan nie as jy nie 'n boundary van die begin af insit nie, dan gaan hulle nie weet van die begin af waar hulle met jou staan nie. So jy moet van die begin af kan sê nee. En dis nie lelik nie, Ja, dis dis hoorie nie. hierso lyk dit so. As jy nie wil hê mense moet met skoene jy haat dit as mense met hulle skoene in jou huis loop. Dan moet jy klaar vir hulle by die deur sê, "Hey, ek weet dit is dalk vir jou ongemaklik, maar ons loop nie met skoene in ons huis rond nie." Miskien loop hulle weg en dink dis weird, dis okay, maar by jou huis loop niemand met skoene in die huis rond nie. Want dit is maar En kom van ons die sê nou begin af julle as 'n koppel, julle het nou lekker oor hierdie ding gekommunikeer en julle skraap nou moed om met julle ouers of met jou ouers of sy ouers te gaan gesels. En julle doen dit soos julle dan nou gesê het, liefde, respek en kindness, maar daai ouers ontvang dit nie so nie. Wat doen julle dan? Bless hulle harte. Ek gaan nou weer net backtrack na daai Ja. vorige vraag toe. So met daai boundaries. Ons besef nie altyd die boundary eerstens nie. So dis ideaal gesproke, kommunikeer jy dit van die get-go af. Maar sodra dit begin vir jou probleme veroorsaak of jy dalk jou boundary gedisrespekteer, vat verantwoordelikheid daarvoor. Wees eerlik met mense, wees net 'n mens en sê, hoor hierso, ek was bietjie geïntimideerd geweest want ek ken julle nog nie so goed nie en ek wou nie kras voorkom nie, maar eintlik is hierdie nie vir my okay nie en dit was heeltyd nie vir my okay nie en ek is so jammer van my kant af dat ek dit nie kommunikeer het nie, maar ek wil graag dit nou kommunikeer. So ons hoef ook nie, ons is mense, ons maak foute, ons hoef nie funny En ek te dink wees van die met begin mense af nie. is mense ook anders en dan later groei mense en dit dan sien hy. mense aan 'n area waar mense boundary moet ook gaan insit. Exactly. En boundaries is inherent deel van wie jy is. Boundaries is jou verantwoordelikheid om daai goeie te handhaaf. Dis deel van die fiber van jou being. Ek gaan nie toelaat dat iemand op my vloek en skree nie. Dit is inherent in wie ek is. So as iemand dit doen, gaan ek onmiddellik sê, "Hey, pos net gou daar. Vat 'n oomblik om jou asem te skep. Ek wil met jou gesprek hê. Ek wil graag vir jou luister, maar ek kan jou nie hoor wanneer jy besig is om vir my te vloek en skel nie. So just let's take a moment, dan laat weet jy vir my wanneer is jy reg om 'n siviele gesprek te hê. So die verantwoordelikheid as jy nou sê om te kom nou by jou vraag, die verantwoordelikheid lê by my om daai grens in plek te sit. Jy skraap nou die moed bymekaar, jy gaan nou met iemand praat, maar jy's bang, jy weet nie hoe gaan hulle reageer nie.
hulle reaksie is nie my verantwoordelikheid nie. Ja. Voel jy sommer daai swaar ding lig van jou af, want jy's heeltyd worried, hoe gaan hulle reageer? Ja. It's not my responsibility. So as my ouers byvoorbeeld sê, hoor hierso, wat ook al op hulle harte is, maar dit werk nie by my huis so nie, dan sê ek, hoor hierso, by ons huis doen ons dit nie so nie. Ja, maar wat, as ek gaan dit weer sê, by ons huis doen ons dit nie so nie, as julle nie van dit hou nie, julle hoef nie te kom kuier nie. Dis maar net so eenvoudig soos dit. As jy dat ons lelik is, ons wil nie hê julle moet kom, ons wil hê julle moet kom, as jy nie van hierdie reël hou nie, by my huis, gaan ons nie oor daai reël trap nie, want hierso werk dit so. So dis maar net een van daai goed. En, as jy nie die boundary lyn trek nie, gaan hulle heeltyd oor 'n trap en hulle weet dit nie, maar jy doen. So jy moet van die En jy begin dra af dan daai sê. offense in jou hart right. en hulle is nie eens bewus van Van dit nie. enigiets wat aangaan Ja, en dit ietsie- vreet jou op. Nee, Presies, ietsie klein, ek keer by 'n vriend van my en ek vergeet net die bandlampie aan, nê. Nee. Was regtig net soos ek het net uit my kamer uit gegaan, tande geborsel, ek veel pad terug. Maar toe hy verbykom, toe stop hy, toe kyk hy so toe sê hy, "Piks, jy moet nou 'n lampie afsit, hierdie krag betaal nie jouself nie." Nee, dis nou 'n pel vir my en ek het so gegaan. Maar ek het niks gesê nie. Ek sê, "Maar is so jammer, sorry man, ek was net gevinnig uit om tande geborsel, maar ek sit gou af." maar as jy En weer toe gaan sit kyk, ek gaan jy af. nie weer daai Nou as lampie. ek weer daar is, nê, nou kyk ek maak seker die lampies is af, alles is reg. Ek sit sommer syne ook af as hy aan vergeet het want hoor jy so die krag betaal hulle self en nê, so want en met hom wonder ek nooit waar ek staan nie. Ooit iemand uit van die begin af dit duidelik gemaak, hoor jy, die krag betaal nie self nie. En so ek moet maar net gaan met wat by sy huis werk. Daar's goed wat hy dalk soms doen, as ek by hom kuier wat ek dink is great as ek gaste by my huis moet hê nie, nê. So ek het nie so gedoen het nie, maar die sy huis. So ek sê nie vir hom hoe dit moet lyk nie. So ek dink jy moet van die begin af moet jy kan sê hierdie is dit. En as hy boundary oorgetrap word en jy het dit nie gekommunikeer nie, dis jou skuld. Jy moet dan gaan en sê, "Hey, sorry, ek het vergeet om vir jou te sê of jy het dalk nie hierdie geweet nie, maar ek wil net sê hierdie ding is hoe dit hier vanaf voor is." So, dis jou verantwoordelikheid om die consequences van daai boundary te handhaaf. So as iemand 'n boundary oorskry, daar moet 'n gevolgtrekking van dit wees en jy moet consistent wees in jou optrede. So, soos as ek nou weer eens terugkom op daai jy spreek jou ouers aan of enigiemand rondom jou, hulle reageer super sleg, vloek, skel, skree, whatever, sê, hoorie, ek kan nie, jy moet dan sê, ek gaan terugkom wanneer daai gesprek, maar terwyl dit so is, kan ek nie 'n gesprek met jou voer nie. En daai reëls in plek te sit. Ons het eintlik reëls voordat ons moeilike gesprekke het. Dis vas in ons huis. So as ons dalk iemand innooi in 'n moeilike gesprek in, kan ons 'n reël vasstel voor die tyd. Hoor jy, ons het nou 'n bietjie van 'n tawwe gesprek. So ons wil net sê een persoon praat op 'n slag, ons gaan nie mekaar in die rede val nie. So wanneer dit jou beurt is, dan kan jy deel hoe dit voel. Of as ons sien dit is potensieel 'n probleem. Jy hoef dit mos nou nie met mense te doen wat reeds dit weet nie. Maar as jy weet dit is 'n issue, almal begin mekaar in die rede val, jy kan nie eers jou sin klaarmaak nie. Niemand verstaan eers wat die ander persoon sê teen die einde daarvan nie. You manage the situation, you manage you. You're not responsible for other people, maar jy's responsible vir hoe jy jou boundary handhaaf. Boundaries kan ook baie harsh. Mense kan dit baie keer oorboord vat met die boundaries wat hulle in plek sit. Hulle kan boundaries ook gebruik om te manipuleer. Alles kan ten goeie of vir sleg gebruik word. Ek kan byvoorbeeld 'n super slegte boundary in plek sit met my man. As jy hierdie doen, dan gaan ek nie hierdie doen nie. En dan noem ek dit 'n boundary, maar is eintlik manipulasie. Ja. Ons wil nooit 'n deel hê van ons kommunikasie nie. So gesonde boundaries, dis hoekom ek daai boundaries boek voorstel. As jy nie weet hoe om 'n gesonde boundary te gaan stel nie, jy weet nie om te kommunikeer nie. Daar's mense wat weet. Ons hoef nie alles te weet nie. Vra vir hulp, vra vir jou accountability, vra vir iemand wat wys is. Wat jy weet is altyd, hulle kommunikeer so maklik hoe hulle voel. Ek wens ek kon dit doen. Spandeer tyd met mense soos dit, sodat jy kan sien, eintlik dis nie so moeilik nie. Ek kan kommunikeer. Ek het nooit verstaan as ou tannie vir my sê die beste raad wat sy vir my kan gee in 'n huwelik is goeie kommunikasie. Dis dit. Ek het altyd gedink ons kommunikeer met Dis almal altyd fluffy. lekker, dis maklik. Ja, en as ek kom by boundaries met Ja. skoonouers, nê, dan bly hierdie nog steeds vir my die belangrikste. So al voel ek, hoor hier, oh man, my ma kan mos enige tyd kom kuier, sy's my ma, nê. Want sy kan kom 'n koffie drink en so maak, want ek het in 'n huis geraak waar ons huis se deure altyd oop is. Altyd. Ons sal in die oggend wakker geword het, dan lê daar 2 pelle op die bank wat nie gisterand hier gekuier het nie, maar hulle het gekuier op 'n ander plek. En as hulle sê, "O, maar hulle onthou, hulle kan hier oor slaap, hulle kan nie huis toe gaan nie." So ons huis se deure was altyd oop. So toe ek en Nadia trou, was ons huis se deure altyd oop. My ma het opgedaag, sy het kom kuier, koffie drink, so die daai en dat. Ek En sê in my pyjamas dan kom daar mense in die huis en dan sê ek soos, toe, dis nie okay nie. daar's niks vir hom hier nie, nê? Maar hy
ons is nou getroud. Ja. My vrou ken nou nie hierdie move wat ons nou hier trek nie, nê? So nou moet ek kommunikeer. Hy ma, hoorie, jy kan nie nou meer net kom instap hierso nie. Maar ons wil hê jy moet kom kuier, so bel net voordat jy kom, dat ons weet die plek's reg as jy hiernatoe kom. En dat ek weet my vrou sien haar pyjamas sê, dat as die plek is. Ek skoonmaak gee nie omdat jy opdaag as ek in my pyjamas Ja. is nie. Dis nie die ander mense. Maar ons vat nou net 'n voorbeeld so ons moet gaan en sou my ma wat sy nie ooit sal doen nie, dan sê ag tog jou vrou moet oor dit kom, dan sal ek vir haar sê hoor gou hierso. Ek gaan dit nog net een keer sê. Of jy bel voordat jy kom of jy kom nie in nie. My vrou is vir my belangrik. As my vrou voel sy wil hê mense moet afspraak maak om hiernatoe te kom, want dis wat haar veilig laat voel in die huis of waarmee sy gemaklik is, dan is dit hoe ons dit gaan doen, want hierdie is vir my belangrik. Jy is my ma en ek is lief vir jou. En as jy nie dan daarvan hou om na my huis toe kom nie, dis great, laat weet my, ek kry 'n kykie vir koffie op 'n ander plek, maar ons gaan 'n afspraak moet maak vir daai een. En ek dink dit voel lekker, nê? Dis lekker as 'n man dit sê, dan ek dink daar's niks harder as 'n man wat vir jou kan opstaan en jou kan beskerm en jou veilig kan hou en nie toelaat dat mense oor jou trap en oor jou loop nie. Dis so lekker as ek nie vir myself hoef te verdedig in so 'n situasie dat my man sê, "Hey, jy praat nie met my vrou so nie." So mans, as julle die jackpot wil slaan met julle vrouens, ek gaan hier kyk vir julle. As julle die jackpot wil slaan met julle vrouens, dan gaan jy vir hulle moet opstaan en jy gaan vir hulle mense moet sê, moenie so met my vrou praat nie, jy gaan jackpot wen met jou vrou. Ja. Dankie Nadia. Vang dit tips. Ek sal daar op page onder sit. Ja. Like, subscribe. Because I left and I cleft. Because you left and you cleft, ja. So ek wil by julle weet rondom soos kom ons sê as julle nou trou en so aan, nou kom daai ding in van by wie hou ons vakansie. Jy weet en obviously julle wil ook soos ek weet ons het spesifieke tradisies in ons gesin gehad en Roberta deel waarskynlik in syne, maar nou moet ons nou 'n nuwe tradisie begin. En hoe figure mense dit uit soos hoe lyk nuwe tradisies sonder om ouers te ontstel en ook wat maak ons op vakansie? Soos by wie kuier ons? Hoe maak ons beurte? Sien ons my ouers vir ou Kersaand, joune vir Kersfees? Hoe werk daai goedjies? As julle raad het vir paartjies in dit. Daar gaan altyd iemand wees wat ontsteld is. Altyd. So jy skrap Dit werk daai so. jy skrap daai idee om te dink jy gaan almal tevrede stel op dieselfde tyd, nê? Van die begin af. Skrap dit, hoorie, almal gaan nie altyd tevrede met ons wees nie. So ons gaan beplanning moet maak. Nou sit ek en Nadia bymekaar en sê okay, hoe dink jy gaan ons hierdie doen? Want die tradisionele ding is 1 jaar by jou ma, 1 jaar by my ma, nê? Ek het ook gehoor dis wat ons moet Which is a good thing to do. Jy kan dit so doen. Maar life happens. Ja, so life happens. Jy kan sê hoor hierdie jaar gaan ons so laas jaar was ons by my skoonie gewees, maar hierdie jaar gaan ons weer by my skoonie wees want ons het 'n baby wat op pad is, nê? Ja. So ons gaan nêrens hier. So nou verander ons bietjie, maar nou moet ons kommunikeer. Maar as iemand nou sê, ja, maar jy moet by ons vir Kersfees wees, hoor hierso, ek dink jy verstaan nie, ons het 'n babatjie wat kom. So ons gaan nie net Kersfees is nie bo ons babatjie nie. Dis net ons kan 'n ander tyd kuier, nê? Maar my omdat skoonie alleen is, nê, niemand anders het nie, lyk dit soos ek en Nadia by skoonie kuier ons lekker by skoonie, nê? My ma is lekker. Maar My man love my ma. Ja. Ek's baie bevoorreg. Ja, en as ons dan na my ouers toe gaan, vat ons skoonie saam. En Want- ek love sy ouers. Ja, so dan kuier ons almal dan saam en dan sal my broer hulle kuier. So wat ons toe gaan doen is ons het my broer gesê, hy hoekom reël ons nie so dat wanneer ek en Nadia by haar ma is, dan is jy en Alisha by Alisha se ma. Sodat ons almal as 'n vakansie kan wanneer ek by my pa is hulle ook by my pa, dan kuier ons almal as 'n groot familie saam. So ons probeer kyk hoe kan ons daai ding navigate rondom dit. En as niemand daarvan hou nie, dan sê ons boys, ons kan dit nie anders doen nie, maar kom ons kyk hoe ontmoet ons mekaar op hierdie plek, want onthou, alhoewel ek en sy 'n eenheid is my ma en pa ook 'n eenheid en my broer en sy vrou is 'n eenheid. En my skoonma is nie getroud nie, maar sy is maar deel van ons. Sy's ook 'n eenheid. Ek wil nou amper sê eenheid. Ja. Ek kan net dis die enigste woord wat ek net moet gebruik, maar sy meng nie in hier nie. Ons is ons, maar ons kyk Sy's ook na 'n individu op haar eie. Sy's 'n individu op haar eie. Ons trek nou almal saam in een huis in. Ons is baie excited oor dit. En ons weet ook, as ons nou vir Skoonie moet sê Skoonie, ons gaan hierdie jaar na my ma toe, maar jy kan nie saamkom nie. Dan gaan sy ook okay met dit wees. Sy gaan nie nou wat dink, ons keep haar nou af en stel nie belang. Niks van daai goed hier. So ek dink om weer eens kom terug na kommunikasie Ek dink toe. soos almal se verwagtinge van jou as 'n paartjie kan baie maklik druk op julle verhouding sit en jy kan net so scattered and all over the place. Hoor hierdie, ek wil hierdie ding deel. Is dit om verwagtinge? sjoe. Ek weet wat sy wil sê, maar ek sê yes. Nee, jy weet. Vertel hulle. So, my een vriendin, Mariet, flip en oulik, het vir my hierdie awesome beginsel gedeel.
enige tyd wanneer jy verplig voel, is dit nie die Heilige Gees wat met jou praat nie. Want die Heilige Gees praat nie in verplig. Ek voel verplig nie. Jy daai weird gevoel wat jy kry as iemand jou iets vra en jy wil dit nie eintlik doen nie, maar omdat jy lief is vir hulle, voel jy half verplig om dit te doen. As ek daai gevoel binnekant my optel, daar's soos 'n metertjie gauge omdat ek nou bewus is van dit, dan kom ek agter hoekom voel ek verplig? Wat bots tussen wat ek eintlik graag wil doen en wat mense van my verwag? En partykeer vat dit regtig boldness om dan eerder te kommunikeer, hierdie is wat ek wil hê. So kom ons sê ons doen nog al die jare hierdie, maar ek en my man het regtig nodig 'n wegbreek op ons eie hierdie jaar. Sure, ja. En ons wil Because that can happen. That can happen, whatever. Jy moet enige tyd of 3 jaar in 'n ry en jy voel nie geregtig daarop nie. Dis julle wat moet oor dit besluit. Sure. As jou ouers vir jou belangrik is, maak tyd vir hulle. Skep tyd vir hulle. Moenie offended wees deur hulle response nie. Make sure that they know they're loved and they're important. Skep dan 'n ander geleentheid om saam met hulle te kuier. Maar weet net dan kan jy kommunikeer. Ek weet hierdie is hoe ons dit gewoonlik doen. Ons het regtig 'n breather nodig. En ons het nie 'n goeie verskoning nie. Daar's nie 'n babatjie of iets wat kom nie. Maar ons wil eintlik net 1 jaar alleen by die huis wees. Net ons as 'n gesinnetjie. En dis okay. En ek wil ook net sê we have to compromise. Marriage, relationships about compromise. En ek bedoel nie compromise soos in jy compromise op jou waardes nie. There's give and take. So ons moet saam sit en besluit, okay, jy het dinge so gedoen, ek het dinge so gedoen. Wat gaan ons nou saam doen? Is jy okay as ons bietjie van daai, bietjie van hierdie, kan ons eendag doen wat jy wil doen, eendag doen wat ek wil doen. Dis eintlik elke vakansie moet eintlik so gedoen word. Toe ons daai kommunikasiekursus gedoen het hulle mooi vir ons geleer, voordat jy met vakansie gaan, communicate expectations. Before the time, we discuss it. Hoeveel tyd gaan ons op ons eie spandeer? Hoeveel tyd gaan ons saam spandeer? Gaan ons elke family activity saam doen? Gaan ons Het julle dan die gesprekke met mekaar of met almal wat saam? Nee, ons het dit met mekaar voor die tyd. Maar dan as ek en hy gesolid is op dit, kan enigiemand wat sê, we're not budging. Want ek en hy het 'n deal, dis is 'n kontrak. Ons het fixed reels hoe ons kommunikasie hanteer. As iemand afwyk, dis 'n huwelik, dis 'n verhouding waar ons verantwoordelikheid moet vat. Dis 'n verbond. God het ook God doesn't have an unconditional relationship with us. His relationship with us has conditions. If we disobey God, there are certain consequences. So God is baie goed. Hy kommunikeer al sy boundaries. Hy het ons 'n lekker boek vol van dit. Hoe werk sy beginsels? Waarin word jy geseën? Waarin word jy nie geseën nie? Hoe lyk dit? En so ons het dit ook in ons huwelik. Wat is ons waardes? En ja, hoe pas ons dit toe? So ons het hierdie gesprek voor die tyd, as iemand inkom met iets anders, dan kan ons voor die tyd ingaan. Hoorie, ons gaan eerste week met jou wees, weet net hierdie eerste naweek gaan ons weggaan, ons gaan iets op ons eie. Ja, so en meeste van die kere sien jy in 'n huwelik trou ekstrovert en introvert mekaar, né? Een wil net heeltyd alles in mense en die ander een soos ek wil net asemhaal, ons is op vakansie. So by my Nadia, sy is die introvert, ek is die ekstrovert. So toe ons nog aan Appington gebly het, dan ry ons Hartenbos toe. Dis 9 ure se ry is, nee, maar my broer bly in Hartenbos, so ek kan nie wag om te kom. As ons stop, dan's hulle klaar net daar. ontspan en 'n bietjie rus en hy sê dadelik Kan ek so net my tas Die oomblik as ek daar stop, dan's my broer al daar, ons maak ete, speel vanaand Monopoly. Ons het nog nie eers by die huis gestop nie, dan stop ons al by die Spar om curry en rice ingredients te koop. Want ons nou sal vir kom almal- mense want kom ons eet nou by ons. 12 mense gaan nou eet. Ek het nog nie eers my tas gaan aflaai by die Uitbring. plek, ek het nog nie ingecheck niks nie. Nee, so dan kom ek daar want ek nou vir 'n jaar nie my broer gesien nie, nê, en dan is ek nou op vakansie en hierso het gelykheid altyd. Dan kom ons daar, dan kry ek geekie van Nadia my tyd nie, want ek kuier nou, hier is my broer, jy sien my die hele jaar, nou sien ek hom vir 2 weke, nou wil jy nog ek moet nou hier op 'n date night met jou gaan. Ons kan mos oor 2 weke weer. En toe moes ons by 'n punt kom dat ons gaan sê, okay, hoe lyk dit? Ons gaan nou 2 weke in Hartenbos wees. Wat is die expectation? So my expectation is ek wil gaan oefen in die oggend saam met my broer en ek wil gaan branders ry en as dit 'n lekker dag is op die strand wil ek gaan swem en ek wil tan en ek wil al hierdie goeders doen. Dan sê Nadia vir my, okay, great, maar kan ons vasmaak dat in die middag 5:00 tot 6:00 gaan stap ek en jy. Ten minste. Dan sê ek, okay, ja, dis great, kom ons doen dit. So ek weet, ek kommunikeer al van die begin af vir my broer wat daar is, want hy is nou net so excited ek's op pad, nê. So ek kommunikeer al vir hom van die begin af. Hoorie buddy, as ons kom, onthou net 5 tot 6 elke aand kan ek niks doen nie. Ek gaan stap daai tyd saam met my vrou. Maar ons kan na dit kan ons ietsie doen. En ons kan nou kommunikeer. Hoorie, ek en jy gaan date night vanaand en my broer sê, hoorie, hier's nou 'n special temp in bowling. Dan kan ek sê, hou net vas. Ek weet ek en jy date night vanaand, maar dink jy daar's 'n moontlikheid ons kan saam met my broer hulle gaan
van haar special op Temple Bowling en sy sê dit kan lekker wees. So kom ons maak dit deel van ons date night. Ons communicate expectations. As ons nie doen nie, dan voel sy afgeskeep want ek is heeltyd by ander mense en as sy dan vir my vra hoekom date night ons hier, dan voel ek, maar hoe meen jy? Ek sien jy ons heel jaar by die huis. Nou wil jy nog my tyd hier ook vat. Ons is by die see. Jy wil my net in 'n woonstel hou. Want want dis so dit altyd gelyk het. So dis belangrik twee om verskillende mense met verskillende identiteite. Jy gaan nooit oor alles saamstem nie. ja, so Die moet ons in kern die is middel. respek. As jy deep-rooted respek het vir mekaar, dan hoef jy nie die ander persoon se behoeftes af te kraak ooit nie. Ja, Jy kry 'n manier om albei se behoeftes te absoluut, meet. ja. Yep. Jo. Okay, nou gaan ek moet ek okay. So ek gaan hulle saamvat. So wat sê julle geloofoortuigings vir julle oor ouers eer, maar tog steeds julle huwelik beskerm? En as 'n koppel, soos bid julle vir julle as julle konflik het, besluitnemings het en skoon familie. Ja, dit kan ek sommer saamvat in een. 'n Waar wil Mond jy vol. begin? Begin jy. Ek gaan hier inval met 'n skrif. So, die Bybel sê, as jy jou vader en jou moeder eer sal jy lank lewe. So daar's 'n condition aan dit. So as ek u eer, kan ek 'n lang lewe hê. So ek eer hulle nog steeds en respekteer hulle nog steeds. Maar die enigste keer of enige keer althans wat hulle van my verwag, gaan teen my en my vrou, dan kan ek nie saam met dit stem nie. Dit beteken nie ek eer hulle nie. Dit beteken net ek eer God meer as wat ek eer wat hulle dink of sê. So as ek byvoorbeeld sê ek en my vrou gaan sy het 'n vakansie nodig en 'n briewe nodig en my pa sê vir my hoor die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. So julle moet by ons kom eet, dan's daai vir my manipulasie. Sê ek hoor hierso my vrou is my belangrik. Ek sal van julle verwag om my te respekteer in hierdie area. Ek eer hulle nog steeds. Ek's lief vir julle. So wat ons gaan doen is, ek gaan haar wegvat vir 'n vakansie. As sy uitgerus is, dan kom ons 'n week na julle toe. Wow, cool wat jy sê. Ja, ek wil eintlik 'n skrif hierso lees oor hierdie. Want dit is vir my so goed. So dis 1 Peter 2 verse 17 uit die NIV sê show proper respect to everyone, love the family of believers, fear God, honor the emperor. En dan hier wil ek net uit die ESV uitlees, maar is bietjie verder. He said it, honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Servants, be subject to your masters with all respect, not only to the good and gentle, but also to the unjust. For this is a gracious thing, when, mindful of God, one endures sorrow while suffering unjustly. So dit beteken, there's no reward in only showing respect to those who deserve respect. Mense sê baie maklik, respect is earned, not given. Jy kan dit nie net verwag nie. Maar God verwag van ons respek, and he expects of us to honor our parents. So who like that? Remain kind, compassionate, gentle. Jy hoef nie te verander wie jy is, gebaseer op hulle optrede nie. Gebaseer op hulle unjust of onregverdigheid nie. Jy kan bly presies wie jy is. Ek kan vir my man, hierdie pas ek toe nie net in buiteverhoudings nie, maar hier met my man. Ek het baie kere wat ek my man moet aanspreek oor goed en hy vir my. En die manier hoe ek dit met hom kommunikeer, hang af of bepaal hoe hy dit gaan ontvang. So as ek sagaard na hom toe kom, was mos daai Afrikaanse skrif so mooi, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Is dit so? Ja. So ietsie. Maar in elk geval, as ek met hom sag benader en ek kom na hom toe, al is hy hard en al is hy onregverdig, en ek kommunikeer iets met hom, en ek bly respekvol, al stem ek nie saam met dit nie, dan kan hy maar sy toys uit die kot uitgooi en doen wat hy wil. I'm going to remain calm en ek gaan in hierdie posisie bly. En dit vat baie oefening om dit te doen, want jy moet groei as 'n mens. Ja. You've got to grow in the fruit of the Ja. spirit. En dan begin jy immovable en unshakable raak. Dan begin jy jou krag ontdek wat God eintlik vir jou gegee het. Because Jesus remained respectful. He remained kind. He remained compassionate in the face of great criticism and great injustice. But he never disrespected anyone, including the emperor. He remained respectful. He didn't like his principles, but he remained respectful. He rebuked when it was necessary, but he was never disrespectful. Ek kan nie dit enigsins in skrif sien nie. En God verwag nie iets van ons wat hy nie self toepas nie. Jesus only did what he saw the Father do. En dis vir my so 'n mooi voorbeeld, want ek dink mense dink ek gaan iemand hanteer soos wat hulle my hanteer, en dan vat jy, you take vengeance into your own hands, en dan los jy niks ruimte vir God om jou te beskerm nie. En dit gaan beter eintlik uitwerk as jy plek los vir God om jou te beskerm, en jy bly net
jy wie jy is. Ek wil by julle weet, so hoe lyk 'n gesonde verhouding tussen seun en ma sonder om 'n emosionele imbalance tussen man en vrou te veroorsaak? So van wat ek kan aflei, ek gaan hom kombineer met die ander vragie is soos sy voel sy kry 'n tweede plek wanneer dit kom by die seun en die ma se verhouding, dat die ma 'n groter sê as wat sy het. Verhoudings is so kompleks, en jy weet nie eintlik die diepte van scenario's altyd nie. So vir my, from the get-go, is altyd belangrik vir my om te differentieer what is unhealthy behavior and what is destructive behavior, nee? Okay. Want daar kan abuse binnekant 'n huwelik plaasvind as gevolg sê net maar van 'n seun wat gepaard gaan met sy ma. So hy's eintlik nooit getroud aan sy vrou nie, nê? Van die huwelik is eintlik tussen ons Man, twee. vrou. Man en vrou, ja. Anders is dit soos as daar ander partye is wat hierby is dit infidelity of dit 'n prostituut is, pornografie, 'n boetie, 'n sussie. This is the important thing. Dit speel af die verhouding wat ons het tussen Christus en sy bruid. Ja. It's those two. Anytime I love something more or I respect something more than what I do my spouse, dis 'n deur vir idolatry in my hart en my lewe met God en dit weerspieël in ons verhouding. So ek wil altyd differentieer tussen ongesond gewone huwelikskonflik en destructive gedrag. So as iemand in hierdie situasie is en jy weet ek het al ongelukkig scenario's gesien waar dit so erg is dat is die sê nou maar die seun partner met die ma so erg dat hulle neem die finansiële besluite. Hulle koop saam die eiendomme. Die vrou het geen insette in die finansies nie. Sy weet nie wat daar aangaan nie. Dis beheerend van die skoon familie af hoe finansies moet bestuur word en wat se besluite gemaak moet word en sy is eintlik net 'n side party. This is financial abusive behavior en is goed om daai goeters te distinguish want ek dink daar's baie mense wat net in 'n konfliksituasie is en ons ander wat regtig in 'n patroon is wat super destructive is. So vir iemand wat in daai posisie is en hulle wonder soos hulle is eintlik so afgekraak en afgetakel in hulle huwelik dat hulle eintlik glad nie weer weet hoe kan hulle in hierdie verhouding bly nie. Vir jou wil ek 'n boek aanbeveel. Daar's 'n boek deur Leslie Vernick, die ding se naam is of die boek se naam is The Emotionally Destructive Marriage. Wow, As dit nie vir jou is nie en jy's nie in 'n huwelik nie, maar jy's in 'n tipe verhouding so met jou ouers, in 'n tipe beheerende destructive verhouding met jou ouers, sy het ook 'n boek geskryf, The Emotionally Destructive Relationship. En dit sal vir jou help om te differentieer tussen daai gedrag en wat jy kan doen in daai situasie. So ek Maar dis ook dink die man se verpligting. ja, skus ek het nou Nee, net dis gepreface 100%. want ek dink ja, dis 'n In alle opsigte Multi-topic. is dit die man se verantwoordelikheid om sy vrou te beskerm. Okay. Dis hierdie ding is dit. As hierdie ding nie in eenheid is hierso nie, dan gaan daar invloed van buitekant af kan kom om hierdie ding op te neek. As die ouers dit is, dan gaan 'n vriendinne doen. As dit nie 'n vriendin is, gaan dit 'n pel wees. Yes. Want hierdie ding moet reg wees. So dit gaan altyd hier moet wees. Ek moet seker maak die Bybel soos nou gelees het, weet Genesis 2:24 sê, you leave and you cleave. Ek het gelos daai my ouers. Ek's lief vir hulle is my ouers. Maar ek bly nie meer onder hulle dak nie. Ek het nou my eie dak en ek het nou my eie eenheid en ek het nou my eie huwelik en hierdie is my nommer 1 belangrike ding. So as my ma kom en sê sy dink ek moet my geld so aanwend, sê ek vir baie dankie. Ek sal my vrou oor dit chat. My pa kom en sê ek dink ek moet hierdie baie dankie, ek waardeer dit, maar ek sal 'n bietjie met Nadia chat oor dit. En daar's goed wat ons al besluit en ons gemaak het wat vir ons familie glad nie sin maak nie. Maar die Here het met ons gepraat, ek en sy is in eenheid. Yes. Ons maak 'n skuif, dan later staan almal en kyk, Jesus, hulle het nou nie hierdie sien kom. Okay, want as ons na julle geluister het, dan het ons nie in hierdie blessing gestap nie. Ons moes gaan bid dit oor dit. Ons het gevoel dis wat die Here vir ons gesê het. En ons het God gevolg in die ding, maar ons was in eenheid gewees. Hierdie is belangrik hierso. Ons is in eenheid. Weet as my skoonma nou 'n triek moet trek later in ons kuiertjie wat ons saam bly. En sy begin raak te erg, dan gaan ek van Nadia met sê weer ons gaan 'n kol met maakie. So skoon mos reg of stuur haar oue tuiste of ons trek uit. nee, sien. Sis, Pieter. Ek love my skoon nie. So ek gaan nou afsluit met die vraag want jy het nou basies eintlik al hierdie ander goeders dit is ek dink dit is maar dit is 'n man se verantwoordelikheid. Ek dink nie hierdie probleem is iets wat sy noodwendig kan. Ek kan net imagine hoe dit moet voel om nie gehoor te voel of die vrymoedigheid het dalk iets in die vrymoedigheid om na 'n man toe te gaan met hierdie of so nie, maar
ek kan wel dink in haar hart wat in haar hart gebeur is resentment, bitterheid, onvergifnis. En sy het 'n vraag gevra van hoe vergewe jy iemand? Ek dink sy rig dit spesifiek op 'n in-law of 'n skoonma. Wat voel sy kom jou te na, jy voel nie reg sê ek verraai, agteraf kinderstories. Hoe kry mens dat dit nie jou so direk beïnvloed en hoe kom jy tot op 'n punt wat jy dit vryspreek en dit kan vergewe? Dis ons laaste. Dis goed. Vraagie. Ek dink ek wil net mense herinner in hierdie situasie wat hulle self hier bevind. You're not powerless. Daar is dinge wat jy kan doen om jou spouse hoër te roep. Boundaries en gesonde boundaries is een van hulle. Want 'n boundary gee die persoon die geleentheid to call them higher. En baie keer voel iemand in hierdie situasie powerless. Dalk het hulle dit al kommunikeer, maar daar's baie keer beter maniere om dit te kommunikeer. Reik uit vir hulp. Gaan sien, gaan sit asseblief met 'n professionele persoon ook. Ek is groot voorstander om te gaan sit met 'n spirit-filled sielkundige en met hulle te gaan sit dat hulle jou kan help. Want ek het al gesien hoe baie issues resolve word binne ons huwelik as ek begin gesonder optree teenoor my man se ongesonde gedrag, want dit het hom tot 'n hoër standaard geroep. So ek wil net dit eers sê en dan natuurlik bitterheid. Ek dink mens voel baie keer bitter wanneer jy voel wanneer jy nie 'n stem het nie. Want 'n vrou wat in daai tipe situasie is, ek kan jou waarborg sy voel sy het nie 'n stem nie. Haar man luister nie vir haar nie, hy hoor nie vir haar nie. Ander mense se opinies is belangrik bo hare en dit gaan vir haar werk, interne werk ook kos om haar identiteit weer op te bou, dat sy weet sy is geliefd, gehoor, gesien. En dit kom gepaard om tyd met die Here te spandeer. En ek dink dis altyd goed om te besef mense is stikkend. Dit is die moeilikste wanneer jou spouse jou seer maak. Hulle kan jou seerder maak as enigiemand anderste. En ek wil sê die skoonma is nie eintlik die probleem nie. Die man moes opgestaan het. So daar is 'n plek waar sy in vergifnis moet intree. En die belangrike ding wat ek geleer het van vergifnis is dis 'n besluit. It's not something you feel. As ek gelei was op gevoelens, het ek nooit enigiemand vergewe nie. Ek het uit beginsel uit vergewe omdat Jesus my vergewe het, want ek besef die Bybel sê if I do not forgive, he will hand me over to the tormentors. Daar's 'n skrif wat dit sê. So ek besef as ek nie getorment wil wees nie, as ek 'n gift van eternal forgiveness wil ontvang van God af, het ek 'n verantwoordelikheid om dit te gee. Ek is nie altyd lus om dit te gee nie, maar ek in daai posisie besluit. So ek het baie moes ek gekies het om mense te vergewe wat my verskriklik te nagekom het. En ek moet sê, Here, ek kies vandag om hierdie persoon te vergewe. Asseblief help my. Ek weet nie presies hoe om dit te doen nie, maar ek wil hulle vryspreek. En sodoende help die Heilige Gees my. Ek spandeer tyd met hom en dan besef ek het nog nooit niemand het al iets aan my gedoen wat ek nie aan God gedoen het nie. The same betrayal that I'm experiencing in my marriage is the same betrayal that Christ has experienced because of my sin. He has paid the price for every single sin on the cross. En ek het alles, ek waarborg jou, ek het al vir God verraai. Ek het al my rug op hom gedraai. Ek het al nie vir hom geluister nie. So ek het geen eintlik, I have no legal right to hold that against anybody who's done it to me. En as jy besef wat jy van vergewe is, kan jy ander mense vergewe. But forgiveness does not mean unconditional relationship. Beteken nie, omdat ek jou vergewe het jy onvoorwaardelike access tot my nie. Want ek kan agterkom, jy's nie 'n veilige persoon nie, so ek moet sekere boundaries in plek sit. Beteken nie omdat ek jou vergewe het, want baie mense sê, hoekom bring jy dit nou weer op in 'n huwelik? Jy het my dan vergewe. Ek het jou vergewe, maar jou gedrag bly dieselfde. En as jou gedrag dieselfde bly, gaan X, Y en Z nie kan uitwerk nie. Daar's 'n boundary in plek vir dit. So ek dink weet net met vergifnis, vergifnis vat ook tyd, bedoelende jy kan 'n besluit nou maak en dan jy kan 'n tydjie vat om dit uit te loop en dis okay. Jy kan elke dag kies om te vergewe. Daar's niks fout daarmee nie. Elke keer as jy getrigger raak, gaan jy heel waarskynlik weer moet vergewe. Maar ons krag in God om dit te kan regkry en dit te kan doen. Ons sê om nie te vergewe nie, so goed jy drink gou van hoop jy aanhou gaan dood. So jy wil nie daai hê nie, maar daar's 'n boek, so ek sal met die afsluit. Daar's 'n boek wat incredible is om jou te kan help om deur vergifnis te werk. Die boek se naam is Total Forgiveness van R.T. Kendall. Okay. Ek het daai boek geluister nie omdat ek mense nodig gehad het om mense te vergewe nie. Ek wou net graag iemand het dit genoem, dus ek sê dit klink na 'n goeie boek. En daai boek het my ek het dan luister ek terwyl ek oefen, want ek baie keer op daai gym bankie gesit en gedink,
hierdie sny my nou bietjie diep, maar is goed. Jesusie, dit is presies wat Nadia nou gesê het. As jy besef die vergifnis wat jy ontvang het, dan het ons eintlik nie eens reg om te sê ek hou dit teen daai persoon. Imagine Jesus hanteer jou soos wat jy ander mense hanteer, nê. Nee. Baie mense sê nee, ek's lief vir hulle, maar ek like hulle nie so baie nie. Dan dink ek, okay, imagine Jesus sê vir Jesus ek love jou, maar ek like jou nie. Soos hoe gaan daai by jou sit? Jy gaan dink so liefde lyk soos ek is lief vir jou. Dit is, maar omdat ek lief is vir jou, sal seker goed wat in plek moet kom sodat jy kan gesond raak. Want anders bloei jy op my. En ons gaan nie dit so doen nie. En as daar plekke is wat ek moet gesond raak omdat jy lief is vir my. Asseblief sê vir my wat my blind spots is. Ek wil verander. Want ek kan dit nie vat as iemand rondloop met resentment in hulle hart, maar hulle het nooit met my kom praat nie. Kom na my toe en sê vir my, hoor hierso, daar's iets wat my pla. Yes, ek is jammer. Kyk, kom ons chat dit gou deur en dan kan die verhouding aangaan. Okay. Joh, julle dankie vir julle tyd. Plesier. Ek dink nou aan iets wat ek gelees het in Stormy Fleetwood se boek wat ek dink daarvan is Stormy Fleetwood. Ek weet nie Stormy, maar anyway, is How to Pray for Your Husband of How to Be a Praying Parent, Wife and Woman. En sy het actually as jy nou moet bid vir jou man en ek kan dink dit kan op enige verhouding toegepas word. Toe sê sy dan deel sy dit in afdelings soos he's finances, he's purity, he's temptation, he's wat deliverance, nee, maar die heel eerste ding waarmee sy begin is he's a wife. En toe, dit het my baie soos confront, want ek maak in die boek op, ek wil nou bid vir my man, maar ek wil nou definitief nie begin deur vir myself te bid nie. En sy het toe verduidelik dat as jou hart reg geposisioneer is, gaan die manier wat jy vir jou man bid, vir jou skoonma, vir iemand anders te lyk as wat jy net gaan bid, mag hulle verander. Kan hulle net verander. Here, stuur net iemand of vandag haar te klap of hom te klap of so ietsie nie. En dit het my baie convict in die sin van Here, posisioneer my hart reg, sodat ek kan bid soos wat U graag wil ek moet bid oor hierdie persoon. En ek het al gesien as mens bid vir jou vyande, is nie die maklikste ding om te doen nie. Ek stoei baie keer met die Here van ek wil nie nou vir die persoon bid nie, maar dit help ook om jouself in daai rigting in te kry dat wanneer jy hulle weer sien, die seer gaan nie noodwendig weg nie, maar jy kan dit met grace en liefde en jy weet, kan jy dit ontvang en in daai persoon se teenwoordigheid weer inkom. Absoluut. En dit gaan goed. So gebed is baie powerful ding om ook net te bid oor daai mense. Maar dis nou net aan ek dink dit hele praat. Bid alles oor hulle wat jy wil hê God moet oor jou bid. Amen. Ja. Boom, ons sluit hom af daar. Maar baie dankie vir julle tyd. Dankie dat julle al die pad gekom het en ek hoop julle het julle sparkling water hierdie keer geniet. 10 uit 10.